Ons is besig om na te dink oor die koninkryk van God in die lig van die seën in Numeri 6. En ons kom vandag by die woorde: die Here sal sy aangesig na jou toe oplig. Met ander woorde, die Here sal jou in die oog hou, die Here sal jou raak sien. Hy sal sy oog op jou hou en aan jou vrede gee. Nou wat is vrede? Vrede in die Bybel, veral in die Ou Testament, die woord shalom, beteken iets soos heelheid en harmonie. Beteken jou verhoudings is heel, jy ervaar heelheid en harmonie in jouself, jy ervaar dit in jou verhouding met God, in jou verhouding met die skepping en jou verhouding met ander mense. Mense ook kon sê vrede is die ervaring van vloei, God se goedheid wat vloei van God af, deur sy seën na ons toe, maar wat deur ons vloei na ander mense toe. God se goedheid vloei na ander mense en deur ander mense na ons toe. Ons laat dit terugvloei na God in ons lofprysing. God se goedheid vloei oor die skepping en ons ervaar daardie vloei wanneer ons in harmonie is met die skepping en wanneer ons ook tot seën is vir die skepping en die goeie van die skepping met mekaar deel op 'n goeie manier. Dis hierdie ervaring van vloei, van harmonie, wat die Bybel vrede noem. Nou ons weet, vrede in ons wêreld is iets wat 'n mens plek van tyd tot tyd ervaar, maar nie een van ons ervaar dit altyd en oral nie. Trouwens, party mense ervaar bitter min van die vrede. En almal van ons gaan deur tye wat ons nie vrede ervaar nie. En die rede daarvoor is omdat ons stikkende mense is. Ons doen skade aan onsself, ander mense doen skade aan ons, goed kom oor ons pad wat ons stikkend breek. En ons is stikkende mense, en ons is mense wat in konflik vasval. In daai konflik gebeur al hierdie dinge met ons, sodat ons keer op keer weer ons vrede verloor. Maar daarom, omdat ons stikkende mense is, wat deel is van 'n stikkende mensdom, wat lewe in 'n stikkende wêreld, is God se vrede ook God se heelmaakwerk. Waar God vrede beloof hy om heel te maak. Hy beloof heling. En daarom is ons tema vir hierdie week om God se heling eers te soek, sodat jy ook heling kan bring vir ander mense. En ons gaan kyk na hoe Jesus sy disippels uitstuur op 'n koninkrykssending met 'n koninkrykboodskap wat terselfdertyd ook 'n sending van vrede is en daarom ook 'n sending van heling is. Kom ons luister na Matteus 10 van vers 5 af. Jesus het hierdie 12 uitgestuur nadat hy hulle die volgende opdragte gegee het: moet julle nie begewe op 'n pad na die heidene en moenie in 'n Samaritaanse dorp ingaan nie, maar gaan eerder na die verlore skape van die huis van Israel. Gaan verkondig die volgende: die koninkryk van die hemele is op hande. Maak die siekes gesond, wek dooies op, reinig malaatses, dryf demone uit. Julle het dit verniet gekry, verniet moet julle dit uitdeel. Moenie goue of silwer of kopermunte in julle gordel saamneem nie. Nie 'n reissak vir die pad nie, ook nie 2 kledingstukke of sandale of 'n wandelstok nie, want die arbeider is sy kos werd. Watter stad of dorp julle ook al binnegaan, vind uit wie daarin waardig is en bly daar totdat julle vertrek. En wanneer julle die huis binnegaan, groet die huismense. En as hulle dit waardig is, skenk julle vrede aan hulle. Maar as hulle dit nie waardig is nie, laat julle vrede na julle terugkeer. En wie ook al julle nie verwelkom en na julle woorde nie luister nie, gaan weg van daardie huis of stad en skud die stof van julle voete af. Amen, ek sê vir julle, dit sal vir die land Sodom en Gomorra op die oordeelsdag draagliker wees as vir daardie stad. So Jesus is die koning wat die koninkryk bring. Die koninkryk is God se teenwoordigheid wat 'n verskil gaan maak, wat hierdie wêreld gaan verander, wat mense gaan verander. En hy is die koning wat die koninkryk bring. Hy is die vredevors wat die vrede bring. En nou stuur hy sy disippels uit met volmag. Gaan eers na die mense van Israel, later gaan hy hulle stuur na al die nasies, maar hy weet, hulle moet by Israel begin. Net soos wat jy maar kan sê, ons moet by die kerk begin, want as die kerk stikkend is, hoe kan die kerk heling bring vir 'n stikkende wêreld? As Israel stikkend is, hoe kan Israel heling bring vir 'n stikkende wêreld? So gaan eers na Israel toe. Begin daar, sê Jesus vir hulle. Wat moet hulle doen? Gaan met die boodskap.
Die koninkryk van God is op hande. God is op die punt om dinge te doen waardeur hy deur sy kragtige teenwoordigheid mense gaan verander en die wêreld gaan verander. En julle moet daai boodskap bring. En daardie boodskap is dan ook 'n boodskap van vrede. Gaan by mense in, groet die mense, gee vir hulle julle vrede. Miskien wil hulle julle vrede nie hê nie. Julle het nie 'n beheer daaroor of die mense julle woorde of julle vrede wil hê nie. As hulle dit nie wil hê nie, draai van hulle af weg. Moet dit nie op hulle afdwing nie. Dis 'n saak tussen hulle en God sal uiteindelik daardie saak met hulle hanteer. Julle kan maar net aanstap. Maar as hulle dit ontvang, skenk vir hulle julle vrede. So die koninkryksboodskappers moet mense wees wat altyd begin deur te groet met vrede, deur vrede te gee. En tussen hierdie twee opdragte, julle moet die koninkryk verkondig, julle moet vrede bring, sê Jesus vir hulle, julle moet heel maak. Julle moet siekes gesond maak, dooies opwek, malaatses reinig, mense wat in die greep van demone is, moet julle vrymaak. Julle moet die heelmaakwerk wat ek gedoen het, moet julle ook doen. Want die koninkryk is nie net 'n kwessie van woorde nie. Die woorde wat die koninkryk aankondig, die woorde van vrede, moet bevestig word met dade van heelmaak, waar julle self in diens stel van die heelmaakwerk wat God in hierdie wêreld doen. So ek wil hê ons moet vir 'n oomblik nadink oor heling, wat heling regtig is. En ek gebruik doelbewus die woord heling en nie net die woord genesing nie. Genesing is deel van heling, maar ek dink heling is 'n baie wyeer begrip. Dit is ongelukkig so dat die kerk baie verdeeld is oor heling. Sommige kerke is ernstig daaroor om te bid vir siekes, om demone uit te dryf, om mense vry te maak en so aan. Ander is meer versigtig en selfs huiwerig en doen dit feitelik nie. Maar die realiteit is, dit is 'n opdrag wat Jesus aan ons gegee het en ons moet daardie opdrag reg verstaan en ons moet dit ook reg beoefen. Ongelukkig is dit so dat omdat jy, wanneer jy met mense se stikkende plekke werk, met hulle wonde, hulle seer, hulle gebrokenheid, dat mense ook dan baie weerloos is en weerloos is om uitgebuit te word. En dat jy reeds in die Nuwe Testament, byvoorbeeld in die verhaal van die Heilige Gees in Samaria, waar Simon die towenaar probeer om hierdie ding met geld in die hande te kry. Jy kry van vroeg af die idee dat daar mense is wat hierdie krag om ander mense te genees deur die krag van die Gees, dat hulle wil dit kry want hulle wil daarmee geld maak, hulle wil daarmee vir hulle self naam maak. Dit is 'n veld wat geweldig misbruik veroorsaak. En dit maak iemand soos ek self baie huiwerig om betrokke te raak daarbey, want jy sien hoe mense misbruik word en hoe mense daar beloftes vir mense gegee word van heling, en hoe mense geld maak uit bedienings van gesondheid, en hoe mense mag kry oor ander mense. En dan dink jy, maar ek wil nie iets hiermee te doen hê nie. En daarmee gooi ons die spreekwoordelike baba by die badwater uit. Want die punt is dat Jesus aan ons die bediening van heling toevertrou. Maar dan moet ons 'n baie wyeer verstaan van heling hê. Want die heling is nie net die genees van siekes nie. Dit hou genesing ook in, op allerlei maniere. Maar heling gaan daarom dat iemand 'n heel mens word. En jy kan genees word van 'n siekte sonder om regtig heel te word. Sê nou maar byvoorbeeld, ek kry ernstige siekte en daai siekte maak my kwaad en bitter omdat ek pyn gehad het en dan word ek gesond gemaak, nou is ek genees. Maar ek loop dalk nog met bitterheid in my hart en ek is kwaad vir God en kwaad vir ander mense en ek voel die wêreld skuld my iets want arme ek het so swaar gekry en ek sit met hierdie slagoffermentaliteit. Dan beteken dit ek is genees, maar ek het nie heel geword nie. Daarom sou ek sê, ek ken mense wat nie gesond is nie, maar wat baie nader daaraan is om heel mense te wees as party gesonde mense. En ek ken mense wat fiks en gesond is en hulle bekeer niks, maar ek sal nie regtig sê hulle is heel mense nie, want hulle verhoudinge is nie heel nie, hulle lewe nie regtig in die vrede van God nie. So wanneer ons te bid vir mekaar se heling, moet ons bid vir die totale mens. Ons bid natuurlik vir siektes. Ons bid natuurlik vir aardse dinge, vir mense se aardse situasies, maar ons bid ook vir hulle verhouding met God, hulle verhouding met mekaar en baie belangrik hulle verhouding met hulle self, vir dit wat hulle in hulle self omdra. En ons bid, Here, gee vir hierdie mens heling en ons stel onsself in diens van daardie heling.
Dis wat vir my so hartseer is van die tipe genesingsbedienings wat soms plaasvind, is dat dit baie keer buite verhoudings om plaasvind en selfs vernietigend is vir verhoudings. Dat mense sê nou maar, met groot gebaar vir siekes sal bid en sal sê hulle word gesond, maar hulle staan nie reg in 'n verhouding van liefde en gemeenskap met daardie mense nie. Hulle bou nie reg daai mense op nie, hulle byt eintlik daai mense uit. En dan trek hulle vir hulle self voordeel daaruit, maar hulle is nie reg besig om heling van verhoudings te bring nie. So ons doel is om te bid vir heling en om te werk vir heling, op watter vlak ook al. En hier wil ek sê, ons is nie in beheer nie. Ons is nie in beheer nie. Jesus stuur ons stel onsself maar net in diens daarvan. Nou is die belangrike ding, dat ek die hele tyd al in hierdie reeks gesê het, ons kan seën net gee as ons seën ontvang. Ons kan vergifnis net gee as ons vergifnis ontvang. Ons kan liefde net gee as ons liefde ontvang. Ons word geseën sodat ons tot seën kan wees. En die manier waarop ek die seën van vrede, die seën van die heling ontvang, bepaal ook hoe ek dit verander gaan gee. Daarom sê Jesus 'n verskriklik belangrike ding vir sy disippels en so ook vir elkeen van ons. Julle het dit verniet gekry, gaan gee dit ook verniet weg. Ek het vir julle heling gebring in julle lewens. Ek is besig om vir julle heling te bring. En as jy mens kyk na die disippels se verhaal van hoe die Here hulle leer en hulle vat verby hulle ambisie en hulle kompetisie met mekaar en hulle leer om op 'n nuwe manier te leer, as hulle eintlik in 'n proses van heling, soos wat ons almal maar in 'n proses van heling is in ons pad saam met die Here, om regtig die heel mense te word wat God wil hê ons moet wees. Maar Jesus sê gratis, as 'n geskenk het julle dit gekry, gaan gee dit ook gratis verander. Ek ontvang heling as 'n geskenk. En dit is verskriklik belangrik. Want as ek besef dis 'n genadegawe, elke bietjie heelmaakwerk wat God in my lewe gedoen het, of dit nou emosionele heling is na 'n trauma, of dit fisiese heling is na 'n siekte, of dit geestelike heling is met my verhouding met hom en my verhouding met ander mense, watter soort heling dit ook al is, of dit bevryding is van selfvernietigende magte en kragte, of wat ook al, watter soort heling die Here ook al vir my gee, ek moet onthou daardie heling is net genade van die Here. En ek het dit deur geloof ontvang en in geloof omhels en geloof vasgehou. Maar ek moet altyd onthou, dis God wat my genees het in Christus deur die Gees. Dis nie ek wat dit vir myself gedoen het nie. En ek moet die eer aan die Here gee. Dis belangrik, want as ek dan na ander mense gaan ek nie na hulle toe met 'n gees van meerderwaardigheid. Hier's ek is heel, ek het hierdie wonderlike gawes, ek het hierdie wonderlike vermoë, so ek gaan vir julle die oplossing bring. Ek is eintlik al by die oplossing verby, alles is reg in my lewe, en ek gaan vir julle wat nog stikkend is, en vir julle wat nog sukkel met julle verhoudings en so aan, ek gaan vir julle die oplossing gee. En ek kom uit die hoogte, uit 'n posisie van meerderwaardigheid, om vir julle die oplossing te gee. Dan tree ek nie as 'n heel mens op nie. En ek kan ook nie ander mense heel maak nie. Jy kan nooit mense heel maak of in diens staan van heling in mense se lewe as jy uit 'n posisie van meerderwaardigheid kom nie. Jy het dit gratis ontvang. Daarom gee jy dit ook gratis. As jy dit met mense deel, as jy bid vir mense, as jy vir hulle hande oplê, as jy saam met hulle werk om deur trauma te kom, wat jy ook al doen, op watter manier jy ook al deel staan daarvan in mense se groeiproses om heel mense te word. Jy het dit gratis ontvang en jy deel dit gratis met ander mense. Jesus sê wel, die arbeider is sy loon waardig, hy verwag wel dat jy op 'n manier moet daar vir jou gesorg word, maar hierdie geskenk vra jy nie of mense dit kan bekostig of nie bekostig nie. Jy vra nie of mense geld kan gee of hulle nie geld gee nie. Jy gee dit soos jy het ontvang het, as 'n geskenk. En mense wat dit ontvang by jou, wat daai vrede ontvang, moet baie duidelik verstaan, maar dit kom eintlik van God af. Jy het dit gratis van God gekry en daarom deel jy dit gratis met hulle. En ek dink dis hoekom Jesus dan ook sterk klem lê daarop, dat sy disippels as hulle op reis gaan, nie met 'n klomp besittings moet saamgaan nie. En ons hoef dit nie heeltemal letterlik op te vat presies so nie, maar die belangrike ding is, Jesus sê eintlik vir hulle, julle moet amper julle self verarm, sodat julle as mense sonder mag, sonder posisie, sonder skatte, sonder allerlei goed gaan. Julle gaan as mense wat eintlik afhanklik is van hoe mense vir julle sorg. Julle gaan as stikkende mense in 'n posisie van weerloosheid.
En ek dink die beginsel daar agter vir my. Al sou ons nie Jesus se woorde wat hy in daai situasie vir die disippels gee so letterlik op onsself toepas nie, maar die beginsel is daarvan dat as ek na jou toe wil kom en ek wil graag in diens staan van God se heelmaakwerk in jou lewe, dan kom ek as 'n weerlose mens. Ek kom nie as hierdie sterk mens, ek kom nie as hierdie magtige mens, ek kom nie met die waan dat ek sterker is as jy en dat ek iets het om vir jou te gee nie, maar ek kom as 'n weerlose mens wat in die proses van heling is en wat daarom in diens wil staan ook van die proses van God se heelmaakwerk in jou lewe. En in daardie gees gaan ek vir jou bid. In daai gees gaan ek vir jou my vrede gee. Die vrede wat ek van God ontvang het, die seën wat ek van God ontvang het. En ek dink as elkeen van ons se oë net wil oopgaan, om te sien waar mense stikkend is, en waar God my met die spesifieke gawes wat hy vir my gegee het wil gebruik, om mense heel te maak, dan kan ons deel word, deel wees en deel bly van God se heelmaakwerk in die wêreld. En daarvoor wil ek jou nou seën. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Mag die Here jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. In Jesus naam. Amen.